Father, thank you that we can sing, holy, holy are you this morning, Lord. For there is no Lord like you. You are the Lord God Almighty this morning, Lord. Here, ons sê dankie daarvoor vanoggend, dat ons weet in ons harte, dat U alleen magtig is, Vader. Fill this place with your presence this morning, Father. Father, I just pray as we get into the word now, Lord, that you'll minister to us, Lord. Speak to us, Father. Give us the message that you want to give us this morning, Father. Father, I pray as people will walk out here, that they will remember the name of Jesus and not my name. And I say thank you, Father. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Dankie dat kom ons sit plekke inneem. Stefan, sal jy daai krakkabel op die ander lapel uithaal? Agter jou. Ag, op die van die kortes mic, is hy? Haal hom uit. Is die ander kortes mic af? Ok. Kies nou 'n bietjie vir die feedback. Ek weet nou nie wat gaan er vandag mee gaan kan nie, maar ons gaan deur op werk, moenie worry nie. Tegnologie, wen ons party daarmee. So ja, vanoggend se woord gaan die Here het 'n tafel vir ons voorberei. The Lord prepared a table for you, now receive the fire. Die Here het 'n tafel vir ons kom voorberei, maar partykeer besef ons dit net nie. En ons moet kom ontvang van die Here af vandag. Dit is wat hy wil hê ons moet doen vandag. Nou is ek op die ai, tegnologie. Dit is so oulik, maar ek kan jou ekskuus. Daar is dit net. So vandag wil ek praat met julle oor van as ek gesê het, the Lord prepared a table, now receive the fire. En terwyl ek hierdie tema daai donderdag aan met Pinkster toe kom by Here en hy maak iets in my hart wakker. Hy vra vir my, Jock, soveel mense ken die Here, soveel mense ken vir Jesus, maar so min mense weet en ken die Heilige Gees. En ek gaan nie uit en ek gaan repent daaraan en ek sê, Here, waar mis ek? Waar mis ek? Ek is die wissel, ek is U se wissel. Waar mis ek om die Heilige Gees regtig te ken vir wie hy is? En in die week berei ek voor vir 'n begrafnis en die Here begin met my Psalm 23 vers 5 deel, waar hy vir my sê, I prepared a table before your enemy. Yes, en ek sê, Here, ek ken Psalm 23, die Here is my herder. En ek staan vas en ek sê, Here, maar U is my herder. Almal ken daai eerste vers. En ons bly vas op die eerste vers van die Here is my herder. Niks sal my gebeur nie, want die Here is my herder. Maar ons lees nie verder wat Psalm 23 vers 5 ons sê, waar die Here sê, ek maak 'n tafel reg vir jou. Omteens die Here het 'n tafel vir oom voorberei vandag. Vir iedereen elkeen wat hier sit, Ria, oom Henny, Tannie Fransie, vir John. Vir iedereen elkeen wat hier is vandag, wil die Here saam met jou iets eet vandag. Hy nooi uit na sy tafel toe vandag. As Gerrit my genooi vir 'n braai, glo ek hy sal alles voorsien, ons hoop so. Maar hy gaan sê, moenie worry nie, bring vir jou vleisie, ek sal vir jou pap of ietsie ek sal dit voorsien. Ek sal die hoofgereed, ek sal iets bykosse voorsien, né? Dit is ons altyd sê. Want hy is die host. Hy is die eregas. Hy host my. So ek is sy eregas, ek kom kuier by hom. In dieselfde opsig sê die Here vandag, ek gaan vir jou iets gee. Ek wil nie jy moet iets bring eers nie. Die Here nooi vir Tannie Susan aan die tafel toe vandag en hy sê, jy hoef nie bykosse aan, jy hoef nie so vleisie te bring. Ek gaan alles gee vandag. Ek wil hê jy moet die eregas wees by my tafel vandag. Jy moet kan kom ontvang vandag. So as ons kyk wat sê Psalm 23 vers 5, you prepare a table before me, in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup overruns. Dit is eintlik vir my 'n verskriklike mooi vers. En ek het regtig vir die Here gesê, Here, ek is jammer dat ek die vers misgelees. Ek het hom nog nooit so gesien soos ek hom die week gesien het julle. En weet jy wat so mooi ons sing, I raise the hallelujah in the presence of my enemy. Ek het die liedjies, ek wil vir julle sê, ek het die 4 liedjies gekies voor ek die preek voorberei het. Dinsdag is ek klaar met die worship, toe sê ek vir julle, ek is klaar met die worship, toe het ek nog nie my woord gehad nie. Ek het geweet waar ek wil preek, maar ek het nie geweet wat se verse gaan ek gebruik nie, waartoe die Here wil gaan nie.
En toe ek nou vanoggend sit in worship, toe besef ek eintlik wat die Here mee besig is. Hy wil ons met 'n haleluja kom sing voor die duiwel. En weet jy wat die beste van alles is? Die woord sê, ek wil nie my preek vooruit hardop nie, maar I prepare a table before the enemy. So die Here sê, Satan, jy kan my sit met jou demone. Ek en my beloved can have a meal. Hy vat hulle nie weg nie. Hy vat hulle nie heeltemal weg en sê, hoor jy is nou weg en dan gaan die vyand net sommer wegvat van jou. Gebeur nou iets. So kom ons gaan daarna die volgende skrif toe wat Handelinge 2, Stefan asseblief. Stefan? Dis my volgende slide op Stefan. Ek kan bring my van die koord tussen as jy wil, Stefan. Spies julle. Halleluja. Halleluja. Gees wat jou langs jou high five en sê vir my skool. Ons gaan nou daar wees. Maar kom ons gaan slag aan. Handelinge 2 sê ons, and suddenly there came a sound from heaven, as a rushing mighty wind, and there appeared unto them a cloud of tongues like a fire, and it sat down on each of them. Die Heilige Gees toe die dag toe hulle almal in een akkoord was binnekant in die upper room soos hulle nou sal sê, het die Heilige Gees ingekom soos die woord daar sê, a sudden mighty rushing wind, hè? So dit was ewe skielik gewees. Nou ons vermoed hulle sê daar was plus minus 120 mense in die upper room gewees. So wat sê die Bybel nou vir ons verder? En dit het my nogals opkom stukkie weer gelees het. Tongues of fire and sat on each of them. Ons is 50 of 60 hier vandag, né? So wat sê die Bybel? Die vuur van die Heilige Gees kom sit op ieder en elkeen van ons vandag individueel. Hy gee vir John sy vuur, vir Tannie Emmy, vir hom Teens, vir Trevor, vir Gerrit. Vir ieder en elkeen van ons gee sy eie vuurtjie. En dit was my nog ons cool geweest om te sien dat die Here sê, ek gee jou individuele vuurtjie van, so hy het vir jou gegee vandag. Om wat te doen? Om die gospel te gaan verkondig. Om uit te gaan leef vir Jesus. So, vandag, soos ek vir jou kom sê, is Psalm 23, Handelinge 2, praat so mooi saam met mekaar. Want God serves the meal. Heaven releases the power. God releases His presence. And heaven releases the Holy Spirit. So God sê vandag, as jy hier kom sit, gaan ek nie vir jou maaltyd gee nie, maar gaan vir jou my krag gee. Ek gaan jou my teenwoordigheid gee. En die beste van alles, ek gaan vir die Heilige Gees gee. En wat die mees amazingste ding van alles is, dis Mala vandag. Dit kos jou niks vandag nie. Al wat die Here vra, kom sit by my vandag. Kom sit by my aan tafel. Ek wou die tafel eers anders omgedoen het, dat die twee stoele daai kant sit, toe sê Luzelle, nee, maar het gaan nie lekker wees, want almal wil die tafel sien. Maar die Here wil hê ons moet intiem met hom wees. Hy wil hê jy moet naby aan hom sit. Hy wil nie so ver van hom sit nie. Want hoe nader jy in die Here kom, hoe nader gaan hy in jou kom. Knock and you shall receive, sê die Bybel ons, né? Jy het nou daaroor gepraat. So ek glo vandag met my hele hart dat God is besig om sy vuur uit te stort op elkeen van ons. Hy het dit nog nooit opgehou doen nie. Ons moet net vra, Here Jesus, ek wil by U se tafel kom sit vandag. Amen. Wat sê nou Diana? Okay. Halleluja. Hy is af. Hallo. Gooi maar met hom. Sorry. Hallo. Hallo. Skus, dan trek ek sommer. Amen. Halleluja. Is julle nog met ons? So ek glo vandag, so nou net gesê het is, God is still preparing tables and pouring out His fire. Halleluja. Glo jy dit vandag? Glo jy regtig dat God vandag vir jou 'n tafel voorberei het? Dankie Snyman Stefan. Dit klink sommer nou verkeerd te skree met ons.
Dis eintlik my vrou so werk. So, soos Psalm 23 vers 5 sê, You prepare a table for me in the presence of my enemies. So God berei 'n tafel voor vol van genade, full of grace. Want ons is maar net mens. Ons gaan mis. Ek gaan so nou na my toon stamp en dan iets sê wat ek nie moet sê nie. Maar dis wat ek gesê het, is ek het hierdie besef eintlik is, as ons op 'n Sondagoggend open, dan sê ons, Heilige Gees, jy is so welkom. So wat sê ons eintlik vir Heilige Gees? Hoor jy, is net welkom op Sondagoggende. Vir die uur, dan kan jy my huis toe gaan, is alright. Maar hy sê, ek wil teenwoordig wees in jou lewe, teen alle tye. En dis wat die Here kom doen, hy sê, ek wil deel van jou wees, ek wil, jy moet my so teenwoordigheid voel. God did not remove the enemy first. Dis wat nou vir jou kom sê het is. Hierdie was my so mooi gewees toe ek het gelees het, en ek het die kroon as prinsie kom opsit, want ek het gesê, hierdie is Jesus se stoel vandag. En Jesus kom en hy sê, so nou het hy gesê, hy sê, duivels, jy en al jou demone en al jou ouens wat vier is, kan jy voorkom sit. En julle kan kom geniet hoe ek en my geliefde 'n maaltyd gaan saam vier. Want die wêreld sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Jy sal dit nooit maak nie. Jy is klaar. Maar God sê, kom sit by my. Daar is nog 'n plan vir jou. Kom sit by my, want jy is geliefd. Kom sit by my, dat ek my liefde vir jou kan wys. My omgee vir jou kan wys. En my Heilige Gees in ons teenwoordigheid kan dit soveel makliker maak. Halleluja. Die duiwel het gedink, hy gaan met depressie, met vrees, jou kom oorwin. En ek deel nog ons met Lozelle 'n stukkie die week, en ek sê vir hom, ons het oor iets gepraat, en ek sê vir hom, ek is so bang ek word weer teleurgestel. Want dis iets wat vir my, in my kinderdae groot was disappointment gewees. En ek besef, hier Jesus sê, kom sit by my tafel. Daar is nie disappointment in my nie. Daar is nie disappointment nie. So die duiwel gaan nie wen nie. En nou wat ek vir jou kom sê is, soos God die tafel vir jou voorberei, nee. Daar's niks lekkerder as braaivleis die volgende oggend te doen. Daai leftovers die volgende oggend. Maar wat sê Jesus vandag? Hy sê vir jou, Rian, ek gaan vir die beste stuk vleis gee wat jy wil hê. Ek gaan nie vir jou leftovers gee nie. Ek gaan nie vir jou krummels gee nie. Ek het 'n tafel voorberei vir jou, vol genade, full of mercy, vir restoration, om genesing te kry, vir healing. En die beste van alles is God vir jou kom sê, hier is jou purpose. Hy wil vir jou kom wys wat jou purpose is. Want elkeen van ons het 'n doel in die lewe vandag. Al besef ons dit nie altyd nie. By die werk, sê maar los maar die maatjies, okay. Dit gaan my frustreer. So ek wil vandag vir jou kom sê, jy het 'n doel. Of dit by die silo's is, terwyl jy mielie stel, of die boere jou daar by die koöperasie inkom en vertel vir jou oulik jy is, of jy die boere se finansies doen en vir hulle sê, hoor jy, maar jy skuld my eintlik soveel. En daai boer sê vir jou, kan nie moontlik wees nie, en hy vertel jou waar die son skyn. Het jy 'n doel nog steeds om te leef daar? En uit liefde vir hom te wys wat God se liefde is. En vir hom te sê, ek nooi jou saam met my na God se tafel toe. Ek wil hê jy moet saam met my kom sit en God se liefde vir jou lewe ervaar. Ons is baie dankbaar vir ons boere, maar dit kan baie keer baie moeilik op wees. En niks op om Pieter te makkie hoor. Ek speel sommer net. So, God het vir jou iets voorberei vandag. Jy weet wat jy nodig by God vandag. Iedere van ons, elkeen het 'n ander nood vandag by God. Elkeen van ons het 'n ander maaltyd by God nodig vandag. Ek het byvoorbeeld van myself as 'n voorbeeld gebruik. Ek wil by die Here se tafel kom sit en sê, Here, ek wil meer van U se teenwoordigheid hê. Ek is honger vir die Heilige Gees. Ek wil slaap, my oë oopmaak, die volgende oggend en vol van die Heilige Gees wees dat die Here my kan gebruik, daar waar ek gaan. Ek wil teenwoordigheid van die Here ervaar. Ek luister nou nog 'n preek en die ou sê, die predikant sê, daar's 'n groot evangelis en hy kan nou hierdie groot crusade hou, daar's duisende mense voor hom. En voor die evangelis gaan preek, sê hy, Here, ek kan nie gaan preek nie, ek voel nie eens 'n teenwoordigheid nie. En hy staan en hy bid en hy sê, Here, bring U se teenwoordigheid, bring die teenwoordigheid, Heilige Gees kom.
En die Here oortuig daai man op daai oomblik en hy sê vir hom, hoekom wag jy vir my teenwoordigheid as ek al klaar by jou is? Amen. So daai keer dan sê ons wag vir 'n gevoel, ons wag vir hoendervleis, ek wag vir dit, ek moet eers omkap. Die Here sê nee, jy hoef nie, want ek is klaar met jou. Hoekom wag ons eers vir 'n gevoel, terwyl die Here klaar die tafel vir jou voorberei het? Die volgende punt wat ek opbring is, wat my baie hartseer is, en ek glo dat ons nou opsit daar so is, die Here die tafels voorberei, maar so min van ons kom sit by die tafel. Baie van ons mis om by die tafel te kom sit. Want ek is te besig. Ek moet dit doen, ek moet nog dit doen. Ek moet dit doen. My lewe is te besig, Here, ek kan nie nou, ek sal vanaand, kom vanaand, as ons so pay en ons is moeg, dan gaan slaap ons en dan sê, Here, ek sal môreoggend gaan by die tafel kom sit. Maar dan maak jy dit so vinnig, want jy moet die dag vir ingaan. As jy 'n maaltyd saam met iemand het, as ek vir Luzelle op 'n date vat, wil ek dit nie afjaag en ek wil dit geniet saam met my vrou. Ek wil haar spesiaal maak laat voel. Ek wil hê sy moet voel sy is die enigste vrou op die aarde op daai oomblik. En dit is presies dieselfde wat Jesus wil vir jou doen vandag. Hy sê, as jy by my tafel kom sit, Sonja, gaan die Here vir jou dit so maak voel dat jy die enigste persoon op daai oomblik is. Want hy wil hê jy moet spesiaal voel. Maar jy moet die stoel uittrek. Die stoel kan nie net daar staan nie. Maar ons moet tog 'n aksie neem. Ek moet hier toe kom en die stoel uitneem, uittrek en ek moet kom sit. Ek moet kom sit by die Here vandag. Dalk ek trek die stoel uit en daar staan die stoel. Amen. So ek wil vandag weer vir jou sê, baie van ons ken van God. Ons weet hy is die skepper van die heelal. Almal ken Genesis 1. God het die aarde in die wêreld geskaap, hy het ons geskape. Baie weet, as ek vandag vir jou vra, wie is Jesus, gaan jy sê, hy is my saligmaker en 'n verlosser. Hy het gesterf aan die kruis vir my. Maar ken ons die Heilige Gees? En weet ons van die Heilige Gees? Daar's baie van ons wat dit nie weet nie. En daar's 'n verskil om hom te ken en om regtig te ken. Baie van ons ken kerk. En ek gaan dalk op tone trap as ek die volgende paar goed sê. Baie van ons ken religion. Baie van ons ken Sondag Christene. Nou, die pastoor of die dominee gesê, amen, dan los ek my Christendom in die kerk. Wat hartseer is. Maar baie van ons vergeet van sy lyding, van sy oortuiging, sy comfort, sy krag. Jesus did not leave us powerless. So Jesus het nie kragteloos gelos nie. Hy het gesê, ek gaan vir jou krag gee. In Handelinge 1:8 sê hy, I'll give you power. As wat gebeur as die Heilige Gees ontvang? You shall receive power. Ek wil hê met die woord sê krag. Krag. Daar is hy. Ek is opgewonde oor die Heilige Gees. Ek is regtig, ek kan nie veel verduidelik hier binne my hoe ek soos 'n klein seun op en af spring deur die dag met my vrou en sê ek is so verlief op die Heilige Gees. Ek wil hê jy moet meer van my hê. So, ek nou vir jou gesê, jy het krag gekry, jy's nie swak nie, jy het nie 'n dooie religion gekry nie, en jy's ook nie, hoe kan ek sê, jy kan nie beskuit gaan bak, as daar nie beskuit vulsel en die beskuit is, en net aan, Susan, dan Elma, ons moet eers iets ingooi, vir ons kan beskuit bak, so jy het nie 'n leë trui gekry vandag nie, die Here sê, ek gooi jou klaar vol van die Heilige Gees, want jy het dit ontvang, jy moet net deel van jouself maak. As die kroon breek, jy het niks gesien. Wat 'n krag het jy gekry? Jy het krag gekry om te staan. Om te overcome. Daai probleem is, die vyand staan nie en hy kyk hoe eet jy lekker saam met Jesus. Die Here het jou krag gegee om te staan teen die vyand. Om te bid weer, om 'n heilige lewe te hê. Om krag, om 'n getuienis te wees. Ek dink dis die belangrikste ene. Ek wil vandag vir julle sê, God het meer net as tafel van survival te prepare. Hy wil nie net hê, jy moet net survive nie. Hy wil hê, jy moet oorvloei. En as we nou daarby Psalm 23 weer terugkom. As ons kyk na Handelinge 2,
vers 1 weer, dit sê, when the day of Pentecost had fully came, they were all in one accord, in one place. So ons is vandag almal saam in een plek. En die hemel serve die vuur vandag. So mag my slide nie vergeet. So wat sê die Here vandag? Ek wil vir jou vuur gee, ek wil vir jou krag gee vandag. Maar daar 3 goed gebeur en wat as ons kyk voordat die heilige voor die vuur geval het. Maar ek wil ook vir jou kom sê, hulle almal was saam gewees soos ons was vandag. Hulle het gewag en hulle was opgewonde. Het jy met die expectation gekom vandag? Het jy met 'n opgewonde hart gekom en gesê, Here, ek is hier, ek wil ontvang vandag. As ek dink as om Pieter sy milies gaan plant, raak hy wag met excitement, hy met expectation dat daai milies gaan weer opkom. Hy vertrou dat daai milies gaan opkom. Want hy weet dat die regte prosedures gevolg, hy het die onkruid gaan uittrek, hy het die lande geploeg, hy het gesweet en hy het 'n klomp milies in die grond gaan sit. Maar hy kan nie die milies verwag, die milies moet opkom as dan die milies in die grond is nie. Dan gaan definitief die appelboom uitkom nie. En dan kom die woord, en hierdie was vir my so mooi geweest. And suddenly, heaven interrupted earth. Ewe skielik toe kom die hemel en hy sê, wag net gou, ek wil julle bootjies kom omgooi. Ek wil julle, soos hulle sê, ek wil julle torp kom losmaak vandag. Ek gaan nou iets doen. Ewe skielik. God beweeg baie keer ewe skielik. Deurbraak is ewe skielik. Amen. Healing is ewe skielik. Restoration is ewe skielik. Vryheid, Rian, vryheid is ewe skielik in jou lewe. Revival happens suddenly. As ou nou al die revivals wat ek kan lees, ewe skielik het dit gebeur. Hulle het gebid en hulle het geglo en hulle het vertrou en ewe skielik toe kom die Heilige Gees in. En toe gebeur daar revivals. Dus ou Levi laat dit ons vertel, hulle was by 'n kerk gewees en hulle het nie verwag wat gaan kom nie. Hy het net geweet hy gaan bedien nie, vir 3 aande gaan hy bedien by die kerk en dis wat hy gaan doen. En die ouens het gaan praise en worship en hulle het gesing. Ewe skielik toe besluit die Heilige Gees, it's time to show up and to show off. Vir 'n week lank het daar revival in daai kerk gebeur. En hy, as gevolg van menswees en ongehoorsaamheid, toe gaan hy terug aan die ander stad in Amerika wat hy was, en toe sê die Here, maar jy was ongehoorsaam, het vir jou gesê, dis nog nie tyd om huis toe te gaan nie. En ons het so gesmaal vir my, sê, hy het in die aande huis toe gegaan om te gaan bid, en die teenwoordigheid vir die Here gaan sit, hy wil nie sy kouse uitgetrek het nie, want hy was so bang, sy kouse was deel van die heilige grond gewees. So hy het vir die hele week met die kouse geslaap, en hy is te bang, die Heilige Gees loop weg. En in dit besef ek net weer, dat die Heilige Gees is met ons dit alle tyd, sit nie in jou kouse nie. Die Here wil 'n revival bring, maar ons gaan moet begin soek daarvoor. Ons moet begin honger raak daarvoor. Want as jy nie honger is daarvoor nie, kan die Here nie sy werk uit jou uitstort nie. So, they came a sound from heaven. A sound from heaven, they came a wind, they appeared a fire. So as ons kyk, voor die vuur gekom het daar wind gekom. En dit wat my so mooi is, God het ge-announce, I'm coming. Daar het hierdie wind gewaai, gesê, I'm announcing, I'm coming. Hier gaan iets groots gebeur. Is julle reg vir wat kom? Iets supernatural is about to happen. Something supernatural is about to happen. Dis wat gebeur het toe die wind daar begin, toe die sound of heaven begin erupt het. Ek wens ek was daar gewees. Ek wens ek kon gehoor het hoe die hemel gedreis het en die Here gepraat het en gesê ek wil iets doen vandag. Is julle reg daarvoor? En daai 120 mense daar gister het gesê ons is reg. Stort U se Gees uit. Ons wag met expectation. Ons is reg, Here. Ons is reg. Is jy reg daarvoor vandag? Faith years before it sees. Hier moes hulle geglo dat die Here is besig om iets te doen. Die disippels moes glo, 120 mense moes geglo dat die Here is besig om iets te doen. En hulle het in hulle harte vasgemaak, Here gaan iets uitstort. There came a wind. Wat verteenwoordig wind? Wind beweeg mense. En goeders, as jy daar langs die pad ry en jy sien die gassies waai, die wind beweeg dinge. So, die Here het ook in die wind gewys. The Holy Spirit moves dead things. Die Heilige Gees beweeg dooie goed.
as die bome nie wind het, dan staan die boom stil, né? Jy het dit al gesien. Maar sodra die wind begin waai, dan begin die takkies waai en die blare waai. So van daai dooie ding af, as die wind waai, begin hy dinge beweeg. Dieselfde kom doen die Here. Hy begin beweeg in dooie kerke, koue kerke. Mense wat koud geword het, wat nie meer weet hoe om te bid nie. Mense wat gesê het, ek het droog geword in my hart. Ek is moeg. Mense wat opgehou glo het. Mense wat opgehou glo, die Here sê ek gaan laat my wind kom en jou bietjie net weer regwaai, in lyn kry en jou weer honger kry. Maar een touch van the Holy Spirit, but one touch from the Holy Spirit can move anything again. Een touch van die Holy Spirit, dan kan jy on fire wees en jy kan Vicksburg gaan omkeer vir Jesus. Just one touch. Daar was daar een worship liedjie wat sing, just one touch. Just one touch. Dis wat ek sê, Here, hier sê ek, net een keer nog, raak my net nog een keer aan, Here. Want ek mis baie. En ewe skielik toe kom die vuur. Wat doen vuur? Hy purify, he empowers, he changes things. Christene wat koud geword het weer die vuur van die Heilige Gees nodig. Want sonder die Heilige Gees is soos, dan voel ons soos die kerk toe jy vanoggend gekom het koud. Weak believers need fresh fire. Mense wat discouraged is, het die vuur nodig. Ons as families het dit nodig, ons as kerke het dit nodig. Suid-Afrika het die Heilige Gees nodig. Want sonder die Heilige Gees kan ons niks doen. En ek wil vir julle kom sê, we do not need entertainment, we need the Holy Ghost. Halleluja. Ons het nie nog mense nodig wat shows kan gooi nie, want ons het die Heilige Gees nodig. Amazing. Gelukkig sit Janie daar binne, ek kan nie alles hoor nie. Amazing band is lekker om die ligte te hê en awesome praise and worship te hê. Ek is al vir dit, ek like praise and worship. Maar ons het nie 'n praise and worship band nodig, ons het die Heilige Gees nodig. Ons het nie die liggies nodig op die stage nie, ons het die Heilige Gees nodig. Want die Heilige Gees kom verander. Hy bring die koue hart, soos ek gesê het, weer lewendig. Ek wil amper sê, hy is die fertilizer wat op Pieter en sy milies gooi. Want hy die milies het dit nodig, om te laat groei, laat dit mooi is. En dis wat ons nodig het, ons het die Heilige Gees nodig. En God het nooit 'n tafel vir jou voorberei om nie vir enigiets te gee. God het 'n tafel vir jou voorberei met iets op dit. Ons het in Psalm 23 gesien, waar die Here sê, I prepare a table before my enemy for you. En Handelinge 2 sê hy, ek wil my teenwoordigheid deel hê vir jou. As ek die Jesus moet uitnooi na my tafel toe, wat gaan ek vir hom gee? Ons lees dit in Galasiërs van die vrugte van die Gees. Dis wat ek graag vir Jesus wil gee. As ek vir Jesus nooi na my tafel toe, en ek sê, Here, ek nooi U vandag na my tafel toe, wil ek hy met die vrugte van die Gees in my kan raak sien. Want dis wat hy gesê het is, ek gee hom my Gees. Nou wat is Jesus se Gees? Die vrugte van die Gees. Ons ken dit, né? Ek hoop julle ken hulle. So Dawid het 'n tafel gesien. And the disciples experienced the fire. So Dawid het 'n tafel gesien, maar die disippels het die vuur ervaar. Ek dink Dawid was 'n keer baie jaloers geweest. Hy was aan die hemel gesit en gesê, Here, hoe kon ek dit ook ervaar het nie? Hoe kan hulle dit kry? Ek was dan 'n man na God se hart, na U se hart geweest, maar ek moet nou nog wag vir die Heilige Gees om te kom. Hier kry hulle dit, hulle is lucky. Die Here sê, Dawid is nou alle tyd. Het jy tyd gehad? I mean, so God het vir jou 'n tafel voorberei. Al wat hy sê is, kom sit. Om niks te bring vandag. Kom sit. Wanneer God die tafel voorberei, gaan hy vir jou vrede bring, hy gaan vir jou vreugde gee, hy gaan vir jou healing gee, en hy gaan weer vir jou purpose gee. Above all, he serves his presence. Die grootste blessing is nie geld nie, dis nie possessions nie, maar die teenwoordigheid van die Here. Toe ek voorberei sê ek hierdie stukkie in my hart vasmaak, toe sê ek, Here, ek gee nie om wat se aardse rykdom ek moet hê nie. Dit is nie waarom vir my oor dit gaan nie. Ek wil dit een kant los. U kan dit kry. Vir my is die grootste U se teenwoordigheid in my lewe.
Dink hoe amazing moes dit gewees het vir Paulus, wat verby die siektes geloop het en sy skade weer mense genees. Sjoe. Dis die teenwoordigheid van die Here. Dis sy teenwoordigheid in jou lewe. Dis wat die Here van ons elkeen van ons wil hê. Maar ons moet by die tafel kom sit en sê, Here, ek is bereid om vir die tafel te eet vandag. Want ons raak te bang om by die tafel te kom sit. Dit is baie keer ongemaklik om by die tafel te sit. Want as Joseph hier kom sit en hy geniet 'n feesmaal saam met Jesus, wat gaan die mense nou sê? O, Joseph is nou weer spiritually. Dis net hy wat so lucky is. Dis net hy wat dit reg kry. Hoekom nie ek nie, Here? Hoekom nie ek nie? Maar Here sê jou tafel is klaar voorberei. Dis Joseph se tafel. Dis hier is jou tafel. Hy staan net hier langs aan. Kom sit hierso. Baie lank ons na my toe bring. Die volgende ene sê, my cup overflows. Your cup was never meant to stay empty. So Psalm 23 sê hierso, dit sê dit reg baie, maar I prepare the table before the enemy, in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup overruns. Moet wat hardloop jou koppie oor. Jou koppie was nooit bedoel om leeg te wees nie. Die Here wil hê jou koppie moet oorvloei. Hy wil hê dit moet overflow. Nou baie keer as ek kyk na die glas, hy beteken nou niks nie, want hy is leeg. Wou hom laat val het, want dan zijn stukkies, dan beteken hy regtig niks nie. Want hier is niks in hom nie. Dis net 'n glas op die oomblik. Maar hy het 'n purpose. En as ons vat, hierdie is ons liggame. Hier sê Jesus, ek het 'n plan met jou, Rianka. Hier is jou liggaam. Né? Ek wil jou koppie moet oorvloei. So ek het nou. En hy wil hê jy moet oorvloei. En hy wil nie stop nie, want hy wil hê jy moet aanhou oorvloei. Nou baie keer is ons bang dat jou koppie moet oorvloei. Hy was nie bedoel om droog te bly nie, of net om te survive nie, maar om te oorvloei. Met wat? Met goedheid en guns van die Here af. Om in die huis van die Here te bly. Baie gelowiges is gered, maar geestelik is hulle leeg. Baie van ons het gesê, Jesus, hier is ek is U se kind. Ek neem U aan as my saligmaker en verlosser, maar dit bly daar. En geestelik bly jy leeg. Jy raak honger, maar jy weet nie waarvoor is jy eintlik honger nie. Dis daai wat die Here eintlik uitnooi na die tafel toe en sê, kom sit hier by my. Jy is honger vir my eintlik. Toe ons daar by die TCN konferensie was, iets wat my hart regtig gebreek het, is om te hoor hoeveel kerke in Suid-Afrika staan leeg. Hulle deel 'n storie met ons van, ek kan nie onthou of hulle het gedeel het laasweek nie, van 'n pastoor wat 'n kerk begin het in sy huis uit. Hy het 'n klein kerk begin, en hy het die kerk gegroei, en hy het die kerk laat groei, en hy het die kerk laat groei. En naderhand het hulle 10.000 seater kerk gehad, 'n massiewe kerk, kinderkerk, jeug, dit het goed gegaan met die kerk het floreer. En vandag staan daai kerk leeg. Want hoekom? Hulle het nie gaan kyk wat in die omgewing om hulle aangaan nie. Hulle het die Heilige Gees gesê, hoor daai pastore daar gestaan, hulle het aangegaan, en hulle het gedink, dieselfde roeping is 50 jaar terug, is die visie wat die Here nou vir hulle het. Maar soos die tye aangaan, moet ons ook verander. Ons moet ook sê, Here, wat is die nuwe visie? Wat is die seisoen wat ek inbeweeg? Nou staan daai kerk leeg vir 8.5 miljoen rand. En wat doen die moslems? Hulle koop ons kerke op. Hulle koop ons kerke op, is fyn. Die geboue is daar, die infrastruktuur is daar, en hulle sit vir hulle speakertjies bo op die dak. En hulle preek vir die gemeenskap. Hoekom? Want ons het kragteloos geword in Jesus. En ek sê dit uit liefde vir julle, want ons wil Ficksburg omkeer. Ons het 'n groot moslim gemeenskap, hulle het nou nog 'n mosk opgesit. En wat gaan ons as Christene doen daaromtrent? Ons het kragteloos geraak, want ons is nie meer honger vir die Heilige Gees nie. Ons is nie meer honger genoeg om by Jesus te kom sit en sê, Here, wat is my doel nie? My koppie moet oorvloei, Here. Ons kerke hardloop leeg, want ons soek na die verkeerde dinge. Maar God sê vandag vir jou, bring me your empty cup. Soos die koppie leeg was, nou die Here gesê, Rianka, bring jou koppie, ek gaan jou maak oorvloei.
Ek sal myself weer vat. Sodat jy kan vol word. Van wat? Van die Heilige Gees, want as jy die Heilige Gees ontvang het, jy nooit weer dieselfde doen. As jy gesê het, Heilige Gees, soos Petrus, hier staan Pieter, want die mense gedink het, die ou moes, hulle het seker gedink die ou is koekoes. Hy vang visse, iewers preek hy vir almal. Want die Heilige Gees het sy hart heeltemal verander. Dit bang staan nie. So Heilige Gees het vir Petrus heeltemal kom verander, want as jy vol van die Heilige Gees is, gaan jy dieselfde bly nie. Amen. Jesus, he denied Jesus, nee? Onthou, nee, hy het vir Jesus 3 keer verraai. Then he preached Jesus, what changed? The fire of the Holy Spirit. Een van sy disippels het daar gestaan en gesê, nee, ek ken hom nie man, ek ken hom nie, ek weet nie wie dit is nie. Hoeveel keer doen ons dit, in ons eie lewens? Maar dan kom ek tussen my pelle wat 'n lekker rugby kyk, daar's niks fout met rugby kyk nie, my vrou het saam met rugby kyk gisteraan, al het die Stormers verloor, dis verskriklik lekker om rugby te kyk. Maar dan kom ek daar by die stadion waar duisende Springbok ondersteuners is, hoe skyn my lig daar tussen daai mense? Ek kan nog steeds rugby geniet, ons kan dit nog steeds uitleef wat binne ons is. Maar Petrus het hier op die oomblik gaan en gesê, ek ken nie vir Jesus nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. En op die einde van die dag te gaan preek hy Jesus. Ek was daar. Ek was daar. Gesê, ek ken nie vir Jesus nie, wie is Jesus? En vandag het jy voor om die evangelie te gaan verkondig vir ander mense. En dis dieselfde wat Jesus in jou lewe wil doen. Hy wil jou wakker maak daar waar jy is. So vandag sit jy dalk hier so, jou geloof voel droog, jy voel moeg, jy voel swak, jy voel uitgebrand, maar die Here het jou tafel vir jou klaar voorberei. En tot vandag toe sê Jesus, ek gee nog steeds my vuur uit vandag, vir die wat honger is. God did not bring you this far to leave you in. Colin, die Here het jou nie so ver gebring om jou lewe te los vandag. Self vir jou uit, Jane. Die Here wil hê julle koppies moet oorvloei. Maar hy wil hê jy moet jou koppie bring na die tafel toe vandag. Hy wil hê jy moet in sy teenwoordigheid kom sit vandag. Want hy wil jou restore. Hy wil jou passie in sy lewe, hy wil die passie wat jy het vir Jesus restore vandag. Hy wil jou gebedslewe opkinker weer. Hy wil hê dit moet vir jou lekker wees om te gaan bid. Dit moet nie vir jou straf wees om te gaan bid. Dit moet lekker wees om te bid. Hy wil jou hongerte weer van gee. En hy wil die vuur binne in jou wakker maak. Amen. So kom ons, maak dit gaan ons goed. So ek wil jou vandag vra, ken jy die Heilige Gees of weet jy van die Heilige Gees? Jy weet wie God is, jy weet wie Jesus is. Maar ken jy regtig die Heilige Gees vandag? Vandag nooi God jou na sy tafel toe, wat hy vir jou bevoorberei het. Die vuur is reg. Sy teenwoordigheid is reg. Is jy honger vandag om by Jesus te kom sit? Is jy reg om in die teenwoordigheid van Jesus te kom sit vandag en sê, Here Jesus, maak my weer honger, maak my weer dors. Ek wil almal sommer nooi, kom ons almal staan sommer gou op. Staan en jy moet jou hande uitstrek na Jesus toe vandag. Jy oë toe en op hom gebly fokus bly. Sit jou hande vooruit en sê, bid in jou hart en sê, Lord, fill my cup again. Here, maak my koppie weer vol vandag. Laat hy oorloop vandag, Here. En bid in jou hart en sê, Heilige Gees, ek wil nie net van jou weet nie, maar ek wil jou ken vandag. Verander my hart vandag. Set me on fire again.
Vra die Here, sê vir hom, sit my on fire, Here, hier is ek, Here. Moenie nou worry oor my stem nie, moenie worry oor die persoon langs jou nie, fokus op Jesus. Jy weet wat jy nodig het van God af vandag by tafel. Jy weet waarvoor jy honger is vandag. Eerlik met Jesus, sê vir hom, Jesus, set me on fire. Set me on fire. Koning Jesus, ons kom na U toe vandag, Vader. Jesus, ons wil vir U sê, dankie dat U aan my gedink het, en iedereen elkeen hier vandag, om 'n tafel van voor te bring. 'n Spesiale one-to-one vandag, wat U met ons wil hê vandag. Here, ek bid van vandag af, dat ons nie meer sê, Heilige Gees is welkom nie, maar Heilige Gees, Jy is teenwoordig. Heilige Gees, kom, waartoe gaan ons? Vader, ek bid vandag dat ons as 'n gemeente sal honger sal word om by U se tafel te kom sit op 'n gereelde basis. En te kan hoor wat U vir my kan sê, Vader. Lord, let our cups overflow. Let our cups overflow of Your goodness and Your mercy, Father. Heavenly Father, I just pray in the mighty name of Jesus, Father. As in Acts 2, the word says, and all of a sudden, suddenly a mighty rushing wind came into the building, and they were all filled with the Holy Spirit. Lord, and I pray this now in the name of Jesus. I pray that people will receive the fire, Father. Ek bid dat U hulle sal doop in die Heilige Gees vandag, Vader, in die naam van Jesus. Die wat genesing nodig het, Vader, bid ek daarvoor. Die wat hier is vandag, die wat genesing nodig het, Here, raak hulle aan, Vader. Die mense wat in depressie is, Vader, breek ons vandag in die naam van Jesus. Depressie het nie ou mee, hou vas op daai mense nie. Dankie, Jesus. Ons loof en ons prys U vir vandag, Vader. Vader, ek bid dat ons uit sal gaan en firelighter sal wees vir U, Vader. Laat ons verfiks vir U se liefde kan gaan gee, Vader. Laat ons die mense gaan die goeie nuus vertel. Die goeie nuus van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir ons. Maar Heilige Gees, ons het Jou nodig om ons te help met dit. En dan op afsluit om te sê, dankie dat U 'n tafel vir my voorberei het voor die vyand, Vader. En Vader, ek bid soos ons op die tafel sal sit, Vader, dat ons sal besef dat oorwinning ons in is. Oorwinning is Joune. In die naam van Jesus. Vader, ek bid dat ons hierdie oorwinning sal deel maak van ons lewens. Want U het klaar die vyand oorwin.
honger vandag, ons is honger. Terwyl ons nou lekker koffie gaan drink en gaan lekker kuier en as jy 'n begeerte in jou hart het om meer aan fire geset te word, as jy wil hê ons moet vir jou bid vandag en sê, Here Jesus, gebruik my. Wil ek graag nou vorentoe toe kom saam met my hier, sodat saam met jou kan bid vandag. Dat die Here jou aan fire sit vir hom vandag. Want die Here wil jou gebruik in die koninkryk. In die naam van Jesus Christus. Amen.